Goeiedag aan al ons kliënte en welkom by die terugvoer. Het is 1 Augustus. Dit was beslis 'n interessante maand gewees op wêreldmarkte met Trump wat besig was met sy tariefonderhandeling. Die Reservebank in Suid-Afrika het rentekoerse gister gesny met 25 basispunte en die JSE het hierdie maand vir die eerste keer in geskiedenis bo 100.000 punte verbygegaan wat grootliks gedryf was deur die aandeleprys van Naspers en Prosus en dan ook die hulpbronmaatskappye wat baie goed gevaar het. So as ons kyk vir die maand het die JSE so net oor die 2% in die groen gesluit en oor die laaste 12 maande is die JSE met meer as 20% op. Die ander groot beweging was goud gewees wat oor die laaste 12 maande met meer as 30% op is, wat seker sin maak gegee die politieke onsekerheid wat die wêreld tans ervaar. So ouer gewoonte is Ben weer saam met my vandag. Ben, wat het ons gesien in die buiteland? Dankie Janko. Buitelandse markte het vir die grootste gedeelte van die maand die 1 Augustus afsny vir tariewe van Donald Trump geïgnoreer. Dan was daar ook groot handelsooreenkomste tussen Japan en die Europese Unie onder andere wat gehelp het om markte gedurende die maand te ondersteun. Daar was verder ook 'n gevoel gewees vir 'n groot gedeelte van die maand dat daar verdere uitstel sou kom vir hierdie handelstariewe, maar ons het gesien gister dat dit nie die geval is nie. Verder het die tweede kwartaal maatskappyresultate van veral die tech-maatskappye in Amerika gehelp om hulle indekse hoër te druk en ons sien uitstekende resultate van maatskappye soos Nvidia, Microsoft, Facebook en Google. Hierdie maatskappye help om die Nasdaq-indeks met 3,5% vir die maand laat styg. Dis veral Meta of die ou Facebook wat ons oog hier gevang het, wat sy omset in die kwartaal met 22% laat groei het en sy wins styg vir die kwartaal met meer as 40%. Die S&P 500 styg die maand met 2,1% en die Dow Jones het die maand net hoër gesluit. In Europa het die prentjie dieselfde gelyk. Die DAX in Duitsland styg die maand met 0,65%, die CAC in Frankryk is 1,37% hoër en die FTSE in Brittanje sluit die maand meer as 4% hoër danksy sy groot blootstelling aan hulpbronmaatskappye. In die ooste was die markte ook mooi groen gewees vir die maand en ons sien dat die Australiese beurs met sy hulpbronmaatskappye die maand 2,3% hoër sluit. Die Nikkei in Japan spring die maand met 1,4% na verligting oor hulle handelsooreenkoms met Amerika. Die Hang Seng indeks styg met amper 2% en die Shanghai in China styg met meer as 3%. Janko, het iets jou oog gevang op die wisselkoers en hulpbronfront? Ja, dankie Ben. Die rand teenoor Amerikaanse dollar het redelik versterk gedurende die maand en was op 'n stadium R17.50 vir 1 Amerikaanse dollar, maar dit het intussen weer verswak en staan vanoggend op oor die R18.20 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand teenoor die Britse pond en die euro het nie veel beweeg gedurende die maand nie. So dis al wat vir ons tyd het. Ons gesels weer volgende maand. Totsiens.